moet net eens opstel. Het julle daarom weer 'n week geniet? Ek ben elke Sondag as ek in verkeer kerk. Weet jy hoekom nie, maar ja, so. By hierdie tyd moes hulle opgewonde gewees het, ons al op en af gespring het, en hoe was toe ek 'n wonderlike week gehad, en. Maar, dat is ook nie. Weet jy ook nie? Ja, ek weet ook nie. Dus jy nie weet hoe lekker. Oh my goodness. Nou, my broers, ek het nou woord vanmôre. En as jy nou regtig van hierdie woord hou nie, dan kan jy maar nou opstaan en met jy gaan. Maar wag jy tot klaar gepreek het, dan kan jy gaan. Okay. Die voor ek kyk ook. Okay. Ek het dit op my hart gelê al vir 'n geruime tyd. En ek het elke keer dat nou net gesit en wag vir die regte tyd en die regte oomblik. En ja, ek het hier gesit en hier ingesit en ja. Nou ons almal sit met iets in ons binneste, in ons harte of ons gedagtes, wat ons nie kan vergeet, of ons wil dit nie vergeet nie. Want ek wil dit nie vergeet nie, hoekom? Want ek hou dit as 'n wapen teen iemand anders. Dus hoekom ek wil dit nie vergeet nie? Ek hou dit as 'n wapen om dit te gebruik teenoor my medemens. Elkeen van ons sit in 'n toestand. Ons het maar net Sondag gepraat van die gate wat in ons lewens oopgemaak word vir sonde. En een sonde kan veroorsaak dat daar 7 ander erger sondes in ons manifesteer wat ons nie eens wil weet nie. So ek het gepraat van die klein jakkaltjies wat die wingerde verloos. En ons voer daai jakkaltjies in ons lewens, sonder dat ons dit agterkom. Ons voer hulle vet. Nou ewesklik begin ek dinge te doen wat ek nie veronderstel is om te doen nie. Waar kan ek dit? Ek weet nie. Ek begin ewesklik te vloek wat ek nooit gedoen het nie. Waar kan ek dit? Ek weet nie. Ek begin ewesklik te bou van die oggend tot die aand. Waar kan ek dit? Ek weet nie. Maar dit my broer en my sussie is aan die klein jakkaltjies wat ek gevoer het in my lewe. Dis die klein jakkaltjies wat ek voer in my lewe. Dan begin hulle groot word, dan begin ek dinge te doen as kind van God wat ek nie veronderstel om te doen nie. Ons loop met laste. En op die einde van die dag kan dit manifesteer en dit kan 'n fisiese impak op ons lewens hê. Nou my boodskap vanmôre is, jy is besig om jouself te vermoor. Jy is besig om jouself te vermoor. Hebreërs 12 vers 15. Hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Moenie agterraak nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Moet die mense die bitterheid ontwikkel, net soos enige ander sonde. Hoe dit werk. Dit begin die patroon te ontwikkel van sonde wat ons vind in Jakobus 1, 14 en 15. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesteek en verlok word. Vers 15. Daarna sal die begeerlikheid ontvang het bare sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Ek sê nie so nie. Kom ek verduidelik gaan. Jy kry 'n idee in jou kop. Jy hou van daai idee.
En jy begin nadink. Met ander woorde, jou begeertes verlok jou op daardie oomblik. Die idee begin jou te fascineer. En nou begin jy planne te beraam om dit in werking te stel. Bitterheid is soos 'n gal. Dit vergiftig ons siel en uiteindelik ons liggaam. Ek weet nie of jy daar op het baie klous kom, maar ons almal het al onder van die tyd opgegooi. Dan voel het nie, jy kan nie meer nie. Dan kom die gal, die bitterheid. Nou dit met die sissie is bitterheid, wat die vyand in die binneste sit vir jou medemens. Dis hoe dit proe, die bitterheid. Hy wil nie hê, ons moet mekaar lief hê, soos die woord sê nie. Hy wil nie hê, ons moet mekaar bedien nie. Hy wil bitterheid saai in ons lewens. En hy wil hê, ons moet bitter wees teenoor jou medemens. Teenoor iemand anders. En wat gebeur? Ons elkeen het 'n galblaas. En sodra die galblaas bars, en jy kom nie binne sekere tyd by die dokter uit nie, sal jy doodgaan. Want die gal is giftig. Dit vergiftig jou hele liggaam. En dit wat die vyand doen, hy kom en hy kom vergiftig ons hele liggaam. Hy sit goed in ons gedagtes. En wat doen ons? Ons bepeins dit. Ons werk dit uit. Weet jy, hoe gaan ek vir Pietie, of vir Sammy, of vir Jannie in die ander kry? Hoe gaan ek hom terugkry vir dit wat hy aan my gedoen het? Hy het my verskriklik seer gemaak. Ek kan dit vergeet nie. Maar hy gaan iets uitwerk. Ek moet ook kry vir dit wat hy aan my gedoen het. Daar is 7 vlakke van bitterheid, wat die mense sê, wat beheer word deur onvergewensgesindheid in ons lewens. En onvergewensgesindheid begin sy bose werk op 'n enige eenvoudige manier, maar is slimse wyse. Dit laat jou boeke van oortredinge teenoor jou naaste. Kom aan. Dit laat jou boeke. Want môre het ek en Alan 'n risie of ons stry en sê ja, onthou nie daai tyd. Nee? Hy hou boek. Onthou nie daai datum. Hy hou boek. Onthou nie daai tyd. Die tyd kom nog in. Hy onthou dit as dit gister gebeur het. Hy kan dit nie vergeet nie. So ons ongeregtighede, ons onvergewensgesindheid, ons hou boek. Ons hou boek van elke ding wat iemand aan jou verkeerd gedoen het. Hulle noem bitterheid of vergewensgesindheid. Ons lees in 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 5. Luister baie mooi. Ons sê ons is kinders van die Here. Ons sê ons is kinders van God. Maar luister wat sê hy. Hy praat hier van die liefde. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. En hy weet nie kwaad nie toe nie. So hoekom moet ek boeke oor dit wat ander mense my gedoen het? Kom aan. Is dit nodig? Is dit nodig om te doen? Die Engels sê dit so mooi. Hy sê, love keeps no record of wrong. Die liefde hou nie boek oor die verkeerdes nie. Soos ek lief is vir my vrou, maak nie saak wat sy aan my gedoen het nie, maak nie saak, I don't care. I don't care. Maar die Bybel sê, man, wees lief vir jou vrou. Wat het gebeur van daai man wat in die Bybel is? Die God wil kan sê, hoor, gaan trou by hoer. Hy het nie gehad met haar nie. Hy het nie geëindig geaans nie. Hy het gevat as vriend. En wat het sy gedoen? Sy het elke
uitgeglip om mans te gaan sien. Hy het vergewe, want dis die vrou wat God vir hom gegee het. Hy was lief vir hom nog steeds. En toe wat gebeur by die dag? Hulle vang haar en hulle verkoop haar op die straat. Aan iemand anders. Wat doen hy? Hy gaan en hy kom wat terug. Come on! Is dit nie liefde nie? Is dit nie wat Jesus vir ons gedoen het nie? Hy het ons teruggekoop met sy bloed. Jy is myne. Ek sal jou nooit vergewe, ek sal jou nooit verlaat nie, want jy is myne, ek het jou gekoop. Die liefde hou die boek oor alle mense se sondes nie. No matter what, maak nie saak nie. Ons moet vergewe. Ek gaan nie sê jy moet vergeet nie, want jy gaan dit nooit vergeet nie. Maar ons moet vergewe. En jy weet, onvergewensgesind en goed en is 'n heerlike ding, veral in 'n Christelike lewe. Dit kan jou so siek maak op die einde van die dag. Daarom het ek net al gesê, ek begin dinge doen, en ek begin siek word, en dit en dit, maar ek weet nie waarom dit gaan nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar dan kom ek terug. Weer ek jare terug, dat ek gaan bedien in Port Alfred. En ek het ook gepraat oor vergewingsgesindheid. En weet jy, ek het begin het gesels en gepraat, en ewe skielik praat die Here met my. Hy sê my, dit wat dink jy, doen jy? Lekker soos een arrogant, ek gaan preek oor vergewingsgesindheid. Hy sê vir my, hoe kan jy preek oor onvergewingsgesindheid, as jy nie jou eie familie kan vergewe nie? Afgesien as. Vir 'n uur en 'n half, my moeder en my sussie, het almal wat in die kerk gesit het, gaan bely, en gaan laat staan, en die trane het geloop, en alles, toe kon ek eens al gewoon preek. Nadat ek moes gepreek het, en afgelê en weet jy, die Here so getrou het. Ek sê, maar Here, ek het niks nie iemand nie, ek het niks nie mense nie. En die Here wys my, daai tyd, maak reg. Ek moes bely. Ek raak vir 'n hele gemeente gestaan en ek bely. Here, vergewe my vir dit. Want ons is so maklik om die Onse Vader te bid. En ons sê, Here, vergewe my skulde, soos ek my skuldenaars vergewe. Ek verwag God met my vergewe, maar ek kan nie ander mense vergewe nie. Hoe werk dit nou? Dink jy God gaan luister na daai gebed? Nee, want ek loop met bitterheid in my lewe. Ek loop met onvergewingsgesindheid. Ek kan hy persoon nie handel nie. Ek kan hy persoon nie vat nie. Partymal voel as hy by my kom, die wêreld is te klein vir ons albei saam. Ek wil verhoor. Kom daai bitterheid uit. Ons is nie veronderstel om 'n rekord te hou vir ander mense nie. Gewoonlik, mense wat in onvergewingsgesindheid sit, koppel gewoonlik 'n datum, 'n tydperk aan die oortreding in plaas van dit. Dis waar die bitterheid vir daai persoon begin met die mense sê. As ons nie wil vergewe nie, maak dit 'n deur oop vir die volgende fase in ons geestelike lewens. Die eerste een is 'n wrok. Hier is 'n wrok. Gans jy moet verwrig, gans jy moet doodmaak. Ek sê, die wêreld is bekend vir ons nie saam. Jy hou 'n wrok teen daai persoon. Ek hou nie van daai persoon nie, en ek sal hom of haar nooit vergewe nie. Jy het nog niks aan daai persoon gedoen nie. Daai persoon niks aan jou gedoen nie. Wat, my hou nie. Hoe werk dit?
Jy voel elke keer as jy daai persoon se teenwoordigheid kom, voel jy negatief. Jy voel negatief teenoor daai persoon. Jy kan hom nie oor kyk nie, jy kan hom nie groet nie. Nee, jy loop draaie om te vermy. Of haar te vermy. Want jy weet, sodra ek met daai ou gaan stil staan, dan gaan die bom bars. Kyk, dan gaan hy heuning nes die binnekant oopbreek. En al die bye gaan nie uitkom. En elke woord wat gespreek word, gaan hy daai persoon steek. So met ander woorde, as jy besig om jouself te vermoor, is jy besig om ander mense te vermoor. Dis wat ons doen elke dag. Tweede, vergelding. Vergelding is die volgende fase. Vergelding sê dit nou, dis nou tyd om daai ander persoon terug te kry, wat hy of sy aan my gedoen het. Daar is woede en wraak. Jou hele menswees verander deur opbouende woede en wraak. En 'n gedagte wat daarmee gepaard gaan, kan 'n lelike naderdraai hê. Haat is die volgende fase. Jy voel so sterk vir daai persoon, dat jy voel daar is nie plek vir albei van julle op die aarde nie. En ander mense sal of dieselfde voel, of dit sal hulle heeltemal van jou af wegdryf. Dan ken ons geweld. Geweld is woede en haat in aksie. Ja. Dat is waar. Woede en haat in aksie. Die uitkoms is gepaard gaan met gille, goed rondgooi, en dat jy lei tot emosionele mishandeling. Ek glo baie van julle het al so kwaad geword, en sommer begin 'n koppies rondgooi en jy man moet met 'n bord, of jy moet sommer klap, dis stil even vir jou was, en jy sommer dood in die kar. Maar dit is geen hele visie. Allemaal dat zo gevoel, nee. En ja, kun je zien dat persoon niet. Dan moet je zelf het doen. Je moet wegdraaien. Want je gaat persoon iets aandoen dat je niet graag wil niet. Dan krijg je geweld. Daar is geweld om je woord. En hier kan ons bly dat dat doen kan. Die woord. Ek praat nie van 'n fisiese woord wat jy moet sê. Ek praat van woord met tong. Ek weet daai persoon moet vrek. Ek weet daai persoon moet sy werk verloor. Ek weet daai ou moet so 'n finansiële vertors ingelaat die nooit sal opstaan nie. Ek weet daai ou so siek word dat hy soms sy bed bly vir ewig. Is ons nie besig om moord te pleeg nie? Is ons nie besig om onsself te verhoor met dit wat ons sê nie? En wat sê jy woord? Dit wat jy sê, sal jy hê. Don't do to other people that you don't want to be done to yourself. Amen. Come on. Amen. So hoekom moet ek ander mense sleg behandel as ek verwag dat hulle my goed behandel? Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En dit is deel van onvergewensgesindheid. En weet jy wat? As ons kyk na Johannes 10 vers 10, Jesus stem ooreen met dit wat ek nou gepraat het. Johannes 10:10. Johannes 10:10. Hy sê die dief kom net om te kom steel. Eerstens. Nee. Tweedens, om te kom slag. En derdens, om te kom verwoes. Dit is sy werk. Dit is sy werk. Dit wat hy doen elke dag met ons. Hy kom om te slag. Hy kom om te steel, hy kom om te verwoes.
regeer nie. Hy wil nie hê ons moet daar bo uitkom nie. Hy wil nie hê God moet van ons die kop maak nie. En nie die sterk nie. Hy wil dit nie hê nie. Hy kom steel ons saligheid. Hy kom steel jou opgewondenheid. Hy vat dit weg. Hy kom steel jou vriendelikheid. Hy kom steel jou selfbeheersing. Hy kom steel jou lankmoedigheid. Want hy wil nie hê jy moet dit wees nie. Hy kom vat weg daai vrugte van die Gees uit jou lewe uit, dat jy 'n burgerlike ding moet wees. Elke liewe oggend staan jy op so 'n flip en brom weer met 'n seer poot. Die hele wêreld draai net om jou. Dan kom hy met myself in island. Dus ek en ek alleen. I don't care about you. I don't care about somebody else. It's me, myself and I. Dan gaan hy verder. Dan sê die Here, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So, wie is die duiwel nou? Wie is die duiwel nou? Ons! Maar onthou daarvan om dinge te spreek oor ander mense se lewens, onthou daarvan om mense sleg te sê, onthou daarvan om mense te na te kom. Kom aan, onthou daarvan om mense te skatter. Nee? Loop jy uit? Sê pas nou dat jy vergeet, jy het gesien. Jy het al weer sy haar afgeskeer. Ons kan nie ander mense uitlos nie. Jy moet die mense sê, as jy nie iets goed kan sê vir 'n persoon nie, nou jy word. Nou jy word, keep it for yourself. Hou dit vir jouself. Want genoeg is genoeg. Genoeg, die kinders van God in die kerk gesit en ander mense sleg gemaak. Genoeg die kinders van God in die kerk gesit en ander mense te nagekom. Oor dinge oor mense se lewens gespreek. En dan gebeur daar iets. Dan sit jy terug, want jy is ons nou besig om moord te pleeg en jy sit en verkry lekker oor dit wat daai oorkom. Moet jy nie verlekker in ander mense se val. En jy gaan sien wat jy erger val. Onthou dit. Waarom ek vanmôre vir julle sê my goeie mense is nie, niks loop in die lewe skeef nie. Dit begin skeef. Hoe so was dit? Met jou gedagtes. Sodra ek begin dink aan iets en begin wortels en aan jakkies kom in, dan is dat klas skeef. Niks moet skeef nie, dit begin skeef. Jou skewe gedagtes. So dit loop nie skeef nie, dit begin skeef. En op 'n of ander dag sê ek my, dit was oor, alles in my lewe loop skeef. Ek kan nie meer koos nie. En nou, kom aan. Jy vergeet wat jy 'n maand terug gedoen het. Jy vergeet wat jy 3 maande terug gedoen het. Jy vergeet wat jy 10 jaar terug gedoen het. En daai dag kom terug, jy moet 'n sessie en dan kom buite waar jy nie wil gebyt wees nie. Dan wil jy weet, maar Here, hoekom gaan dit met my lewe so? Here, hoekom wil dinge nie regloop in my lewe nie? Want omdat jy dinge doen, wat jy nie veronderstel is om te doen nie, dis hoekom dinge nie regloop in my lewe nie. Ja, maar Here, met finansies, genade. Ja, wat maak jy met jou finansies? God maak jy elkeen van ons 'n ryk meester van dit wat hy vir jou gee. En is jy 'n goeie rentmeester van jou finansies? Kom aan. Wat maak ek met my geld? Praat oor geld. Jy moet ons nou weet by die mense, kyk dit nou die einde van die maand of die einde van die week en dan kry jy soveel geld. Wat gaan ek maak met my geld? Gaan
naweek of ek behoort oor die naweek en die pap en graaf sal sit of wat gaan ek maak met dit? En Dinsdag bel ek oor die Jacob, ons pastoor Derrick so man, mens moet nodig gaan moet in vir brood nie man. Ek weet wat hierdie week gebeur nie. Alles moet skeef, dit al van die begin af skeef gegaan. Ons wil dit nie weet nie. En nou kom Jacob en hy sê, oké pastoor, ek het jou R50 gegee. Nou is dit nog skelm ook, wat sit die rente by? Dan sê my oké pastoor, jy by vrydag, ek so R100. Wat? Wie is hardop? Ek is hardop. En sodoende druk ek myself in die skuld. Maar nou kom die saadjie wat geplant is, en ek sê maar, weet jy, hy Jacob dan nou skelm word. En ek begin 'n vrok, ek begin 'n bitterheid in my binneste kry vir Jacob. Maar as hy net sê, ek is nie kalprit nie, ek kan nie vir hom kwaad wil wees nie. Dis ek is hier met begin sonde pleeg. Nee, hy nie. Hy verken nie lekker as hy kan R100 so te hang sit. Ek gee jou man. So, en wat leer as jy lees? Moet jy geld nie. Moet jy jouself in die moeilikheid druk nie. Moet jy jouself in die moeilikheid druk om iemand anders. Dis sit in overgewingsgesondheid nie. Maar hy het niks meer te doen nie. Dis jy. Dis jy. Ons gaan kyk, Matteus 6. Matteus 6, vers 14 en 15. Hoor baie oor sê hierso. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ek sê nie so nie. Bitterheid word van die begin af nie reg hanteer nie. En in baie gevalle word glad nie hanteer nie, en dit krop op, en dan eendag word dit 'n atoombom. Dan is dit nag. Dan moet jy sê, en doen ons dinge, wat ons nie veronderstel is om te sê en te doen nie. Ek het my nie jare terug seer gemaak. Jare terug. Sy kan my nie vergewe nie. Sy kan nie vergeet nie. Nou elke keer as hy my sien, dan kom hy wrok, hy bitterheid, kom jy terug in my hart. Hoekom? Want sy het my nie vergewe nie. Sy het my nie vergewe vir dit wat ek al gedoen het nie. Ek het al ander vergewe. Waar moet ek begin? Ek loop nog steeds met die bitterheid. As hy vir arme pastoor Dirk sien, oh my goodness, kyk jy hoe goed kiel. Nee, dat was nog toch nie dood. Weet jy wat ek sê? Ek lewe. Ek het lang te al vergewe, ek het al lang te al vergeet. Nou as ek al sien, ek my hart so klits. Maar sy, haar hart komt raak, want sy het nie vergeet nie. Sy het nie vergeet nie. Sy is besig om haarself dood te maak. Sy is besig om selfmoord te pleeg in haar eie lewe. Dink julle vanmôre, een en elkeen van ons wat hier sit, met onvergewensgesindheid, ons gaan in die hemel kom. As jy manier. Sorry om te sê, daar is nie 'n manier nie. Jy gaan die bus mis, ek moet die mense sê. Jy gaan die bus. Wat ons vra, die woord sê vir ons, uitdruklik, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. As ek jou nie kan vergewe nie, dan kan jy in die hemel kom. Dis nou by jou sy. So dit wat mense aan jou gedoen het, Werner, dit wat mense aan jou gedoen het, Adam, dit wat mense aan jou gedoen het, Gideon, Marius, allemaal wat jy sit vanmôre, Sana, julle allemaal. Vergewe die persoon. Ek sê nie, ek gaan soek die persoon op, en staan voor hom en op jou knie, hoe jy vergewe, nee. Jy gaan vir die Vader, en jy sê, Here,
kom vanmorgen en ek kom lê hierdie persoon voor die voete neer. Vader, help my dat ek hierdie persoon kan vergewe vir dit wat hy of sy aan my gedoen het. Dis waaroor dit gaan. Bitterheid, my broeder en sussie, is 'n heerlike ding. Jy weet, ek ken 'n dame, of sy nog vandag op lewe, weet ek nie. Maar hele lewe lang kon sy iemand in haar lewe nie vergewe nie. En omdat sy daai persoon nie kon vergewe nie, was sy by die hospitaal in en uit. Sy het iets so 9 operasies al gehad. Sy het haar arm is al afgesit en weer om vergewensgesindheid. Hoeveel kere het ek met haar gepraat? Jy moet vergewe. Jy moet vergewe. En dan was my gesê, in my gesig, Pastoor Dirk, ek sal dit nooit doen nie. Ek sal nooit hy persoon vergewe vir dit wat hy of sy aan my gedoen het. Nee. Of sy vandag op lewe, ek weet nie. Of sy op vergewe, ek weet ook nie. Maar daarin was 'n sagte snaar in God. Maar mense, dinge op skep van ons lewens, dan kan ons weet waarom loop dit skep van ons lewens. Dink op die wat in die klein almal. Daar was bitterheid gewees. Reg deur die woordkens wat gaan lees. Hierdie groot manne met die name. Elkeen van hulle het geloof met bitterheid. Daar het sommige ander vrouens die vinger gedoen. Dan wil hulle daar aan die bak. Wat gebeur? Dit het 'n saad in sy gedagtes geplant. En Dawid het begin uitwerk, maar hoe hy begin uit ontslae van daai man, wat hy wil daai vrou hê. En wat het Dawid gedoen? Hy het opdrag gegee om hom in die voorste linies te sit. Want hy weet, hy gaan dit maak. Hy weet dat die pyn aanval, as hy nie iets wat gaan sterwe. En dit is so gedoen en so gedaan. Maar weet jy wat? Dawid het op 'n vandag berou gehad. Daar is 'n paar dinge gebeur in Dawid se lewe. Wat God vir hom gesê, hoor jy, omdat jy dit gedoen het, jy gaan betaal vir. En wat sê God tegen vir Dawid? Dawid is 'n man so na my hart. Imagine, jy maak jou oë gesien toe en ontstaan voor alle Vader. En jy sê, wauw. Jy weet, Janka, jy is 'n vrou so na my hart. Arno, jy is 'n man so na my hart. Ronel, jy is 'n vrou so na my hart. Dink hoe lekker gaan dit wees. Ek maak klaar. Efesiërs 4:26. Hy sê, word toornig. In ander woorde, word kwaad. Nee? Maar moenie sondig nie. Laat die sonde ondergaan oor jou toorn nie. Ja, daar was het staan op 5 of staan 6, ek sê seker nie. Daarin leer, daar moet geskiedenis skryf, daar is 'n geskiedenisboek by die skool. Jy weet, ek was so kwaad geweest, ek kon my kind van regtig. Ek staan voor hom en ek is so kyk, rook weer by my oorheid. En ek sal kyk hom, en ek sit in hy, en ek sal kyk hom. We sal net dink, moet hom werk, moet hom skop, moet hom klap, wat moet hy maak? En jou skep begin praat in taal, en ek staan voor hom en so doen. En dan gooi hy taal en ek gooi, en ek raak nie opgewonde oor om te word nie, ek raak opgewonde oor, ek kan jou vrede, met dit, nee, God, hy is not in taal, ek gooi taal hier voor hom op my, jy gaan my hier vandag. Jy gaan my hier. En wat ek gekry 80% is die geskiedenis. Word toornig, jy kan kwaad word, maar moenie sondig nie. Wat die Here gedoen? Hy het kwaad geword. Toe mense in sy vader se huis besig was om hom te dryf. Hy het die tafels omgegooi. Hy het hom 'n sweep gemaak en mense mekaar gejaag. Het hy gevloek en skel? Nee. Hy het
toornig geword. Hy het kwaad geword. En die woord sê, laat die son nie ondergaan oor die toornig nie. En moet die mense sê, ons weet nie of ons môre hier gaan wees nie. Môre is nie vir een van ons uitgeneem nie. Jy kan nie uitloop vir 'n kar en die kar nie ry, dan gaan jy Appington. Wat wil jy weet? Nie een van ons weet of ons môreoggend die son gaan sien of kom nie. Daarom, as jy iets teen iemand het, moet die mense sê, maak reg. Voordat dit te laat is. Lang genoeg het jy gesit met hy wrok in jou hart. Lang genoeg het jy bitterheid jou vader gemaak. Stop dit. Breek met dit. Kom weg van dit af. Vergifnis is om jou wraak en jou woede te laat gaan. Vergifnis is nie persoonlike goedkeuring nie, van die verkeerde daad nie. Vergifnis is baie belangrik, veral as dit kom by genesing, innerlike genesing van self. Onvergewensgesindheid, jy moet nie beslis, is 'n keuse om 'n gevangene in 'n tronkstel van bitterheid te sit en om jou eie tyd te spandeer in daai tronk. Want jy sit in jouself van onvergewensgesindheid. Jy sit in jouself van bitterheid. Jy kan nie daar uitkom nie. Hoekom? Want jy sit met dit. Jy kan nie vergewe nie. Laat jy kom uit. Onvergewensgesindheid is 'n las. Dit word dus dikwels vergelyk met die drink van gif in die hoop dat die ander persoon sal sterf. As jy weet, ek het iets teen armen, nou drink ek gif, nou ek gaan how stupid can you get? Nou onvergewensgesindheid is presies dieselfde. Dit maak jou dood. Dit maak jou dood. Nie daai persoon nie. Jy is die wat vergewe en vergeet. Nie daai een nie. Dis 'n las. Raak ontslaaf van die las. En my goeie mense sê, dit kan ook deel vir meegeheid skep in jou gemoedsrus, verhoudings en selfs jou gesondheid aantas. Daar's 'n pad na vergifnis. Om hierdie negatiewe spiraal te breek, vereis 'n bewuste keuse om vergifnis te beoefen. Ek is klaar. En ek sê later, moenie aan ander mense doen wat jy nie aan jouself kan doen nie. Amen. Hoe is dit so? Hoe is dit? Onze Vader wat in die hemel is. Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. Here, vergewe ons skuldes, soos ons vermoere, hulle vergewe, Here, wat U ons gesonde het. Here, ek bid vanmôre dat U elkeen wat hier sit vanmôre, Here, in hulle harte sal bely. Here, ek het vanmôre hier sit, Here, in hulle harte sal vergewe. Die persone wat hulle nagekom het, die persone wat hulle seer gemaak het. Here, dat is wat ons moet afleer in ons lewens. Maar Vader, ons kan dit nie doen sonder U nie. Here, daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U elkeen vir ons sal help. Alle wat sit in onvergewensgesindheid, Here, dat hulle vanmôre sal bely en laat staan voor U, Here. Vader, ek dank U vir die woord vanmôre. Dankie vir elkeen wat vanmôre in sy hart goed gevind het, Here, om te bely, om te laat staan, om daai hart van bitterheid op te sit in 'n hart van liefde, Here. En Vader, ek kom gee vanmôre U al die lof en al die eer, Here. Love keeps record of no wrongs.
Here, U hou dit nie teen ons dit wat ons gedoen het nie, Here. Maar Vader, U is 'n Vader van liefde. Here, help ons dat ons U liefdeshart kan hê, Here. En Here, help ons dat ons na mense kyk soos wat U na die mense kyk, Here. Met liefde en genade. En Vader, ek dank U vanmôre en ek loof en ek prys U, Here. Vader, ek gee vanmôre al die lof en al die eer en al die bring in die naam van Jesus. En die volk sê, Amen, amen, amen.